Goeiedag en hartlik welkom. Ek is Caroline en ek bring vandag se kort boodskap. Ons vraag: hoe kan die Here sê, ek het jou nooit geken nie, wanneer hy almal ken en alles ken? Baie sal in daardie dag vir my sê: Here, Here, het ons nie in U naam geprofeteer, in U naam duiwels uitgedryf en in U naam baie wonders gedoen nie? En dan sal ek aan hulle verklaar: ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my af, julle wat wetteloosheid beoefen. Matteus 7 vers 22 en 23. In hierdie verse verwys God daarna om iemand as 'n persoonlike vriend te ken. Ons leer hom ken as 'n vriend wanneer ons daagliks met hom praat, sy woorde lees, hom met blydskap volg en vrylik met hom ons vreugdes en hartseer deel, soos by 'n aardse vriend. Jesus sê ook: julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel. Johannes 15 vers 14. As ons Jesus waarlik liefhet, dan sal ons sy gebooie onderhou. Die mense wat in Matteus 7 vers 22 aangespreek word, het sy Heilige Gees verwerp. Hulle het 'n teologie van verlossing in sonde of 'n verlossing deur werke aangeneem. En nie een van hulle het Jesus nodig nie. Hulle is selfgemaakte mense wat nie tyd geneem het om Jesus te leer ken nie. Al het dit gelyk of hulle sy werk doen. Jesus redeneer die feit dat hulle baie werke in sy naam gedoen het nie. Miskien selfs wonderwerke. Dit is moontlik om goeie werke te doen en op die ou end steeds die verlossing te verloor. In hierdie skrifgedeelte verduidelik hy dat hy nie regtig met hulle kennis gemaak het of hulle as 'n persoonlike vriende geken het nie. Hierdie mense het nooit bekeer nie en het nooit hulle vertroue in sy genade geplaas om hulle te red nie. Ook as ons Jesus nie as 'n persoonlike vriend ken en as ons nie uit liefde vir hom werk nie, dan sal ons motiewe skeef getrek word. Ons kan werke doen uit trots of afguns, of moontlik werk vanuit 'n geloof of 'n hoop dat ons ons eie redding kan verdien. Enige pad is verkeerd. God wil hê dat ons spesiale verhouding van vriendskap, vertroue en liefde moet hê. Dan sal goeie werke natuurlik vloei uit ons intense liefde vir hom, ons verlosser, en 'n begeerte om hom te behaag. Kom ons bid saam. Here Jesus, help ons om te onthou om tyd saam met U deur te bring elke liewe dag en dat dit ons topprioriteit sal wees. Ons wil U ken as ons persoonlike vriend en ons vertrou op U alleen om ons te red. In die groot naam vra ons dit. Amen.